though you know all our ways, yet your love for us endures. Amen. God van vreugde, God van vrede, God van lewe en bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my. God oor my, en die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies en bovenal. God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal. God oor my. Oh, God oor my, en die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja. Goeiemôre, gemeente, broers en susters. Baie welkom almal wat vanoggend hier is. Ja, ek het net nou gesê, wat my hierdie hele maand tref is gevaarlike gebede. Wat ek heel eerste wil sê, ons is nie nou live op, daar's probleme by die toring. So as daar mense is wat vra, dit gaan môre beskikbaar wees, dan kan ons dit kyk, maar daar het internetprobleme. Maar ek dink so by myself, gevaarlike gebede, hoe lyk gevaarlike gebede? Van ek dit hoor, dan dink ek, ja, ons bid so maklik, ons sal vanmôre 'n paar liedjies sing, en dan gaan ons oorgee, en ons gaan vir die Here sê, gebruik my.
vorm my. Maak my net soos U wil. En ek het net vir Rian, pastoor Rian, het ek gevra of ek hom as 'n voorbeeld kan gebruik. Rian het geloop preek in Barkley Oos en Rian, julle kan maar so 'n bietjie opstaan, dink ek. Ons is hier op live, so staan maar op, laat die mense sien. En hulle is beroep daarin, so baie geluk. So die einde van die maand gaan ons vir hulle totsiens sê, dan gaan ons as gemeente hulle ook uitstuur. Toe ek vir Jan leer ken ek hom as 'n man wat sê, Here gebruik my, stuur my. Hy los alles wat hy het. En hy vra vir die Here, gebruik my net soos U wil. En daar verloor hy sy kind, hy en sy vrou. Soms gaan ons deur moeilike tye, soms gaan ons deur dood, deur hartseer, deur pyn, deur lyding. Toe ek vir die Here bid en ek vra vir Jean-Luc en ek sê, Here, spaar hierdie ou kindjie vir my, toe bid hierdie hele gemeente en dis nagmaal en dis. En toe spaar hulle vir Jean-Luc, hy hardloop nou rond, hy is die Here so dankbaar. Ek sê dit nog elke keer as ek hom sien, hoe dankbaar ek is. Maar net laas jaar toe, my meisiekind gee onderwys toe, is daar een van haar mede-kollegas wat sy kindjie gebore is en met hartprobleme. Toe tref het haar so lank, so erg dat sy nie kan onderwys gee nie. En hy kindjie is gister oorlede onder 'n oop hartoperasie. Op 7 maande. So, hoe ons moet bid, ek het vanoggend gedink, hoe moet ons eintlik bid? Ek dink ons eintlik al wat ons kan bid is, Here, maak my dankbaar. En dan kan ek begin en dan kan ek 'n lang gebed hê oor dankbaarheid. Vir my gesondheid, die van julle wat nou siek is of wat probleme het met siekte, dan kan ons agterkom. Here, maak my net asseblief dankbaar. My gesondheid. Here, maak my dankbaar vir my kinders wat ek nog het, vir my kleinkinders. Wanneer kom ons eers agter, wanneer ons moet dankbaar wees? Wanneer ons klaar deur die verkeerde ding gegaan het. Wanneer ons klaar deur 'n egskeiding is, dan sien jy, So Here, maak my dankbaar vir dit wat ek nou het. En as ons hierdie liedjie sing en ons sê, Here, stuur my. En dink ek ons moet die Here vra, Here, stuur my asseblief daar waar U weet dat ek nie bo my kragte versoek word nie. Die Here beloof dit vir ons. Dat hy ons na plekke toe sal vat, dat ons nie bo ons kragte versoek word nie. Want as hy vir my met dalk plekke toe stuur wat hy vir pastoor Pieter stuur, sal ek dit dalk nie maak nie. Of andersom. Hy moet daar in die polisiële in en ek moet weer hier by sy berading in. Een van twee so. En dan wil ek hom net so met die afkondiging sê, ons het 'n nuwe vroue dame sanger, dis ook Jonita, Miss Jonita de Bruin, maar dis nie op live nou nie so. Julle moet môre luister. Nee, sy het so mooi gesing, Jonita, dis baie mooi om jou hier voor te sien, ek is baie dankbaar. Die welsyn, ons het van die welsyn se kant af, is daar maar 'n tekort. Ek het net nou gepraat van die straatkinders wat hier buite rondloop en ons het ons eie welsynsprojekte ook waarvoor ons werklik ook fondse nodig het en daar is maar 'n tekort en daar is altyd 'n behoefte en dit gaan definitief deur die raad wat dit bespreek en vir die mense wat aansoek doen wat dan die welsynsbehoeftes aanspreek. So baie dankie vir julle wat dit doen, maar as daar ekstra fondse is wat julle kan en wil vir welsyn gee, asseblief maak tog so. Dan die lofkids is nou 10 uur agter in die saal. Die verjaarsdae, môre is Valentynsdag en ons sien daar's 'n paar verjaarsdae by Valentynsdag. Ek weet nie of waarvan hulle hier is nie, maar bel maar almal wat op die verjaarsdaglys is. Ek het net nou gedink, dis seker een van ons om 'n Valentyns babietjie te hê, seker een van die grootste geskenke wat 'n pa kan kry. Ek dink soms word Valentyns daar so ook uit verband uitgeruk om te flirt en die verkeerde dinge te doen.
Maar ek dink om so 'n babatjie te kry is seker perfek. Ek het net vir Albrecht gesê, sy timing was goed so. Maar baie sterkte met die diens en ek dink ons sal dit baie geniet en kom ons maak net ons oë toe. Here, ek wil kom vra dat U asseblief, o God, dat U elke woord wat van nou af uitgaan, o Here, dat U seën en U waardigheid en U grootheid en U godheid en U liefde en U alomteenwoordigheid daarin sal wees, dat U een en elkeen wat hier is sal aanraak met U kosbare gees. Dat U hulle so sal aanraak, o God, dat wanneer hulle hier uitgaan, o Here, dat daar 'n groot verskil in ons lewe sal wees. Here, dankie dat U gesalfdes gebruik om ook die preek te bedien en ook ons sang te lei, o Here. En ons vra vanmôre, o God, dat U ook hierdie sangers wat hier is, o Here, en ook die instrumente bespeel, dat U elke noot van die gitaar, elke noot van die instrumente sal gebruik om vir U te verheerlik, soos U ook die voeltjies en die diereryk gebruik om vir U liedjies te sing, God. Daarmee wil ek vanmôre vra dat ons in hierdie poging wat ons het vir U sal verheerlik. Dat ons dit met die regte gesindheid sal doen en die liefde van ons hart uit. Vergeef U ons tekortkominge en ons menswees en reken ons die kwaad nie toe nie. In Jesus naam, amen. Gemeente, kom ons staan saam en dan maak ons die naam van die Here groot. En soos ons dit doen, kom ons wees vanmôre dankbaar. Kom ons sien raak dat ons rede het om te kan juig en te jubel voor God ons koning. Hy is ons Vader en hy is ons redder en hy is ons Here. En by hom is daar niks onmoontlik. Here, ons aanbid U vanmôre as die God van Abraham, Isak en Jakob, Here. Here, ons aanbid U as die God van Elia en Elisa. Here, U is die God wat antwoord met vuur vanuit die hemel uit. Here, U is die God wat die Rooi See skei. Here, U is die God vir wie niks onmoontlik is nie. Here, kom woon in ons en kom werk deur ons, Here. Here, en kom rus ons toe. En stuur ons uit. Ons hart is om U te loof en U te prys. U te aanbid en U die lof en die eer en die aanbidding van ons harte te bring. U is so waardig. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle Heer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Here aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, getrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Here aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo,
Sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee Here aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee Here aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus ons kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Kom vorm my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van U heiligheid. Kom vorm my, net soos U wil. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus ons kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Kom vorm my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van U
soos U wil. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom vorm my net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van U heiligheid. Kom vorm my net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ons wil gereed wees as U kom. Ons wil gereed wees as Jesus kom. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. U is ons bron. U is ons God. U is liefde. U is die bron van liefde. Here, dankie vir hierdie oomblikke van aanbidding. Here, dankie dat ons vanmôre die grootheid en die almag van U kan ervaar.
Here, dankie vir u kosbare teenwoordigheid. Here, dankie dat ons harte kan draai na u en dat ons net elke gedagte kan gevange hou vir u. Dit is so maklik aan ons staat maak op ons eie insig en ons eie wysheid en ons eie kennis, Here. Here, maar help ons in hierdie môre om opnuut te besef dat U is ons bron. Lord, it's only you. Dit is net U wat ons harte kan aanraak. Dit is net U wat ons kan toerus. Dit is net U Heilige Gees wat ons kan lei. Here, U alleen is die weg en die waarheid en die lewe. En 2022 jaar later is U steeds die lewende hoeksteen van U kerk, van U gemeente. Here, so help ons in hierdie môre dat ons opnuut sal besef hoe groot is U, hoe almagtig is U. Here, help ons in hierdie môre om opnuut te besef dat ons die tyd moet uitkoop met U, Here. Terwyl ons nog ore het om te hoor. Terwyl ons nog oë het om te sien. En terwyl ons nog 'n stem het om U aan te roep. We worship You, Lord. Ons eer U. Listen while you still can hear. Listen while you still can hear the Master's calling. The Master's calling. Bow down while your knees still bend. Bow down while your knees still bend. The Master's calling. The Master's calling. I don't want to walk away from her. I don't want to walk away from her. Bind me to your side. Bind me to your side. Seeking though your eyes don't see. Seeking though your eyes don't see. The Master's calling. The Master's calling. Praise Him while your lips still sing. Praise Him while your lips still sing. The Master's calling. The Master's calling. I don't want to walk away from her. I don't want to walk away from her.
bind me to your side, bind me to your side. Listen while you still can hear. Listen while you still can hear the Master's calling. The Master's calling. I don't want to walk away from here. I don't want to walk away from here. Bind me to your side, bind me to your side. Oh, bind me to your side. I don't want to walk away from here. I don't want to walk away from here. Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come.
jou gebed volgende. Let heaven come. 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 And yours is the kingdom. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Kom ons maak ons harte oop vir hom volgend. Let heaven come. Let heaven come. For yours is the kingdom. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Here, aan U behoort die koninkryk, Here. Aan U behoort alles wat is. En Here, U het gekom om U koninkryk te stig, Here, hier. En U soek ons. Here, U soek ons uit om ons doel op hierdie aarde uit te leef in U koninkryk, Here. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie. Dankie dat U die God is wat ons harte soek. Wat gereeld vra, waar is jy? Waar is jy? En Here, soos ons vanoggend net ons harte oopmaak, Here, en U aangesig soek, en hierdie gebed bid, laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, nie net hier op aarde nie, maar in die hemel ook, Here, dat
Dat ons weet dat U is in beheer, Here, van alles. En U gee om vir U skepping, U gee om vir elke hart in hierdie plek en elke hart in Appington en in die groter wêreld, Here, in die kosmos. En U weet van elkeen, want U is almagtig. En dit is hoekom ons U naam eer, Here, dit is hoekom ons U naam groot maak. Ons dankie vir U groot lig wat gekom het, om te skyn in die duister van hierdie wêreld. Dankie, Here. Amen en amen. Dankie julle, ons kan sit. So net van my kant af ook baie welkom en goeiemôre vir oggend. Ons lewe in 'n tyd wat baie donker en duister dinge nou ontbloot word en tot die lig kom. Dinge wat gebeur het, en as ek net 'n paar name kan noem, ek dink ek het dit al verlede jaar genoem, maar dit is nog steeds so prominent en daar kom net al hoe meer name uit. Maar as jy 'n paar name kan noem, as mense 'n paar name aan kan dink jy aan mense soos Jeffrey Epstein, Prins Andrew, mense wat se name in die koerant is deesdae. Frank Houston is Brian Houston, die ou wat Hillsong begin het se pa. Donker en duister dinge gedoen het. Jeffrey Epstein, dink aan kerkleiers, Bill Hybels. So kan ons aangaan, ons kan 'n klompie name noem, maar hierdie mense het hierdie duister lewens geleef terwyl ek en jy opgekyk het na hulle, terwyl ek en jy geluister het na hulle en baie van hulle geadmireer het. Gedink het, wow, as ek net daar kan wees, as ek net so kon wees. Ek bedoel, hierdie mense het goed gedoen van human trafficking regdeur tot molestering en verkrachting van 'n klomp mense en in ons dag en tyd word hierdie goed ontbloot. Kom hierdie goed tot lig, dit kom in lig en mense in daardie lig vind vryheid. En die mense wat hierdie donker dinge gedoen het, hopelik die tronk op die stadium. En baie mense voel so. Maar al hierdie verskriklike dinge wat ons doen, gebeur nie net in 'n oomblik nie. Dit begin iewers. En dit begin gewoonlik heel eerste. Ek glo dit met my hele hart, dit gebeur en begin by ons die ingebore verdorwenheid, die Engelse woord depravity van die menslike hart. Dis waar hierdie goed begin. Hoor dit sê Jeremia 17:19, hy sê dit so blaatant, hy sê, die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Maar ek weet, ek die Here deursoek mense se harte en geheime motiewe en ek gee aan almal wat hulle toekom volgens wat hulle gedoen het. Die bron van al die menslike probleme in hierdie wêreld is die hart. Dis die bron van dit alles. En wanneer die Ou Testament praat van die hart, bedoel dit nie net hierdie gevoelens nie. Nee, die Ou Testament beteken die binnekant van jou hart, jou hele binne mens wees, wie jy is, jou denke, jou gevoelens, jou siel. Die hele binnekant, jou hele binnekant, en julle is dit nie waar nie, dat die eerste wonderwerk wat God doen, en die grootste wonderwerke wat God doen, is om die menslike hart te verander. Ek dink, dit is moeiliker as enige genesing. Ek dink, dit is moeiliker as enige fisiese genesing. Die menslike hart. En God kom, en wanneer sy gees, jou gees raak, dan verander iets in ons lewens. Dan verander die menslike hart. Maar weet jy wat? Nie op een slag nie. Daai oomblik wat God se gees jou gees raak, dan is daai oomblik so groot, dit is so amazing, want jy sien vir die eerste keer wie hierdie God is, en hoe groot hy is, en hoe mooi hy is, en hoe skoon hy is, en jy in daai oomblik wil alles vir hom gee, jy sê, Here, hier is my alles, hier is my lewe, ek sal berge vir u versit, maar dit is asof God in daai oomblik sê, yes, hier is ek, maar ek vat nog nie alles van jou nie.
En dit is dan wanneer weergebore kinders van God se harte nog steeds soort van neig na die duisternis toe. En God kom dan deur sy gees en stukkie vir stukkie begin hy ons harte verander, transformeer. En ek praat nie van gedragsaanpassing nie. Jy sien, dis wat ons baie keer dink verander is, om ons gedrag aan te pas. Nee, ek praat van transformasie van die moeilikste ding om te verander, die menslike hart. En God stoei daarmee deur ons hele lewe lank, stukkie vir stukkie. En dit is wat ons dan noem die ou term, as jy sou wou, heiligmaking. Vat jou hele lewe lank. Dis 'n ou term, maar dit is God wat stoei vir my en jou hart, en in hierdie speel gebed seker die belangrikste rol. En dit is hoekom ons vanoggend gaan fokus en verder gaan praat oor ons gevaarlike gebede en kyk na die eerste tema, en dit is soek my, soek my. En wat ons moet weet van gebede, julle, is dat gebede is iets wat uit die hart uitkom. Dis persoonlik, dis onmiskenbaar en dis uniek aan elke liewe persoon wat hier so sit vandag. Wanneer ons praat van gebed, wil ons nie hê, ons wil nie mense in 'n mold sit en sê, dit is hoe jy bid, hier's vir jou weer 'n nuwe formule om na te volg nie. Nee, gebed is persoonlik en dis God wat met jou en jou uniekheid wil praat. Maar dit is my baie interessant, dat meeste van ons weet nog steeds nie hoe om in die verborge te bid nie. Verborge beteken in die geheimenis, alleen, met God te kommunikeer nie. Meeste van ons weet nog steeds nie hoe om met hom te praat, of hoe om na hom te luister nie. Selfs Christene wat al jare lank Jesus volg, voel nog so half, ek weet nie hoe om dit te doen nie, en doen dit maar net om dit amper verby te kry in 'n sin. En dit is hoekom, en ek het dit 'n paar weke terug in 'n aanddiens gesê, dis hoekom ek dink, die psalms is dalk 'n goeie plek om te begin in jou privaat lewe. Daar is 150 psalms, wat jy 2 keer 'n jaar kan deurbid as jy sou wou. 150 psalms, wat ons help om te leer hoe om God te antwoord, en hoe om na hom te luister. Die psalms is poësie, gedigte. En weet julle wat is 'n unieke karakter van poësie en gedigte? Is dat dit sê baie met min woorde. Dink daaraan. Die psalms is ongelooflik diep en rou, maar dit sê nie veel nie. Dit sê nie baie nie. Daar's nie 'n klompie woorde nie. God leer ons deur die psalms om uit ons harte uit met hom te praat en te reageer en om na hom te luister. Hoor wat sê Eugene Peterson, hy skryf hieroor, hy sê dit, is 'n bietjie lang, hy sê, the Psalms are acts of obedience, answering God who has addressed us. These prayers don't seek God, they respond to the God who seeks us. Die God wat ons soek. God comes and speaks His word, catches us in sin, finds us in despair and invades us by grace. The Psalms are our answers. We don't always like what God speaks to us, and we don't always understand it. Left to ourselves, though, we will pray to some God who speaks what we like hearing, or the part of God we manage to understand. Dis om in 'n rat te val. The Psalms, all of which listen in order to answer, trains us in conversation. Dit help ons om te leer hoe om met God te praat. En soos jy oefen, soos jy hierdie psalms en die skrif bid en deel maak van jou lewens, dan is dit asof jou hart so vol raak dat jy later bid uit jou eie uit en dit kom en borrel uit jou uit. En gebed word deel van kommunikasie van jou lewe. Amazing. Dis amazing. So ek dink dis gepas dat ons vanoggend dan begin met 'n psalm. Juis omdat ek wil hê ons, jy weet, as dit is gereedskapstuk, kan ons die psalms gebruik juis om ons te help om te leer. En hierdie is 'n baie kort 2 versies wat ek wil lees, want dit is waar hierdie reeks gaan. Gevaarlike gebede. Net omdat dit kort is, beteken dit nie dit is veilig nie.
Okay? Dit is 'n moeilike en 'n gevaarlike gebed wat Dawid bid hierso. Maar ek dink voordat ek dit lees, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee oor waar Dawid was in sy lewe op daai stadium. En ek wil sommer van die begin af sê, ek gaan dit regtig net opsom, baie vinnig sê, jy kan self van 1 Samuel 17 tot by omtrent 24, 25 gaan lees. Dis min of meer om en by in daai gedeelte van Dawid se lewe waar hierdie Psalm afspeel of waar hierdie Psalm bid. En dit is maar doeteenvoudig die tyd van sy lewe waar Dawid links en regs die vyande van God beklei het. Hy het nou net Goliat oorwin, dis daai gedeelte, en hy begin sukses behaal. Alright, hy word hierdie amazing leier en Saul stel hom aan uiteindelik as een van die hoofde van 'n leerafdeling en sy afdeling en hy kry ongelooflik sukses in hierdie afdelings en Saul raak jaloers. En inteendeel die Bybel sê nie net jaloers nie, hy raak ook bang vir Dawid. Dis hierdie gevoelens teenoor Dawid. En dan weet ons op 'n stadium kom Saul en hy beskuldig Dawid vals en van verraad ensovoorts. En hy probeer op menigte kere vir Dawid doodmaak. En hy stuur later ouens agter hom aan, soldate agter hom aan om Dawid te stop sodat sy kroon, dat die troon met hom moet aangaan, dat sy lyn basies moet aangaan. Dit klink amper ietsie soos Game of Thrones tipe goed wat hier gebeur. Is rof, nee. Maar dit is omtrent dit. Hy wil die troon hou en hy wil Dawid soort van stop sit daar. Maar Saul het ook geweet, en dis iewers daar in 1 Samuel 22, Saul het geweet waarom Dawid die seerste te maak. Op 'n stadium beweer Saul dat Dawid nie getrou is aan God nie. Het het so afgespeel by 'n tafel, hy's nie daar nie, en hy sê hy moes sekerlik nie gereinig gewees het nie, ensovoorts. So 'n verhaaltjie wat daar afspeel. En wat ons moet weet is, op hierdie stadium van Dawid se lewe, wou hy niks anders doen as om God gelukkig te maak nie. Hy wil God eer met sy hele lewe. Gaan kyk na Dawid se lewe, dis wat hy wou doen. Hy het selfs teen sy kwaad vir Saul baie keer beklei, omdat hy God wou eer vir die koning wat God aangestel het. Nou natuurlik, Dawid se motiewe het hy nie altyd self raak gesien nie. Okay, Dawid weet sy motiewe was nie altyd skoon nie, en dan kom hy en hy bid 'n deursigtige gebed. Dis 'n deursigtige gebed wat hom ontbloot en wat hom baie kwesbaar maak. En daai gebed vind ons in Psalm 139, en ek gaan net 2 versies lees, 23 en 24, waarop Dawid bid. Hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Jy sien, Dawid erken hierso, dat hy nie altyd weet wat in sy hart aangaan nie. Dawid, wat op hierdie stadium van sy lewe alles wou doen om God te eer, kom en hy erken, hy weet nie wat in sy hart aangaan, en hy bid hierdie gebed en sê, Here, kyk wat hier binne aangaan. Wys vir my wat hier binne aangaan. Nou julle wat hierdie gebed so gevaarlik maak, is 'n gebed wat ons almal al gelees het. Ons almal het al hierdie gebed gehoor. Maar sy gevaar lê nie in die woorde nie, sy gevaar lê in die toepassing. Die toepassing van hierdie gebed. Jy sien, as jy dapper genoeg is om hierdie hardop te bid in die eerste plek, dan moet jy nog meer dapper wees om iets te doen aan die goed wat God vir jou gaan uitwys en uitlig in jou hart. Hierdie gebed is een van daai gebede wat God altyd sal antwoord. Dit is nie 'n gebed van, ons moet nou glo tot hy dit antwoord nie, nee. God sal hierdie een altyd antwoord. Jy sien, hierdie gebed het die potensiaal om jou skuldig te bevind, jou te korrigeer, jou in 'n nuwe rigting in jou lewe in te sit, en op hierdie manier, en die manier hoe jy jouself sien, en hoe die wêreld jou sien, heeltemal te verander. En daai verander is wat ek nou gesê het, is transformasie. Die transformasie van 'n hart. 'n Hart wat klip is, en dit raak 'n klip, soos tyd gaan, soos ons soort van net deur hierdie lewe gaan, en God kom en hy maak hom weer 'n hart van vlees, transformasie. En dit is hoekom hierdie gebed so belangrik is, want dit is nie 'n once-off nie. Dit is nie ek bid hierdie gebed en ek sien uiteindelik wat is fout met my en dan boom, dan's ek reg nie. Nee. Hierdie is 'n gebed wat ek en jy gereeld in ons lewens moet bid.
gereeld in ons lewens moet bid. En dan kom Dawid, en hierdie is my wat so amazing is van hierdie paar woordjies. Hy sê, Here, hy bid, hy sê, deurgrond my. En dan sê hy, daar's 3 areas in my lewe, 3 plekke in my lewe waar ek wil hê, U moet U lig skyn. U moet my wys. Die eerste ene is my vrese. Hy sê, Here, openbaar my vrese. Dis daai onrus gedeelte, ons gaan nou dit lees. Maar openbaar my vrese, en die vraag wat ek hierso vra is dit, is wat maak jou angstig? Waaroor stres jy? Wat maak jou senuweeagtig? Wat is die goed wat jou laat rondrol in die aand? Wat is die dinge wat jou angstig maak? En ek praat nie van fobies nie. Ek praat nie van goedjies wat jou... Ek praat van regte staf, nê? As jy dink aan jou werk, baie mense praat oor werkstres. Verskriklike stres en spanning, daai woord kom baie deur. Ek het spanning by die werk. Ek stres, want ek weet nie of ek nog 'n werk gaan hê nie. Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Wat dit ook al is. Wat is dit wat jou angstig maak? Is dit dalk dat jy bang is dat jy nooit die perfekte maat gaan kry nie? Jy's dalk enkel lopend. Ek weet nie waar meeste van julle is nie, maar jy is dalk en jy soek 'n maatjie en dit maak jou angstig van tyd gaan verby, maak jou senuweeagtig en jy het net vrese dat gaan jy ooit iemand ontmoet. Kan dalk wees jou gesondheid. Jy vrees vir jou gesondheid. Waar jy is en waarheen jy op pad is met jou gesondheid. Of dalk die feit dat jy nie genoeg geld het nie. Jy het nie genoeg geld gespaar vir jou ou dag nie. Wat dit ook al is. Wat vrees jy? Waarvoor is jy bang? Jy sien, ons weet nie presies wat het Dawid angstig gemaak. Alhoewel ek dink ek het 'n goeie klou in die konteks. As 'n koning jou die hele tyd wil doodmaak en 'n paar keer 'n spies na jou toe gooi en mense uitstuur, dit sal ek dink ons almal senuweeagtig en bang maak in 'n sin. Nee? En dis wat hy so sê, hy sê, Here, sien tog my onrus raak. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, know my anxious thoughts. God gee om oor ons vrese. Ons vrese en ons angs maak saak vir God. Ongelooflik saak vir God. Nie omdat hy vir ons 'n rustige, stresvrye lewe, gemaklike paaie moet gee nie. Nee. Ek dink die antwoord gaan jou verbaas oor hoekom jou vrese saak maak vir God. En hier's die rede. Die rede is dit, want wat ek en jy die meeste vrees openbaar waar ons God die minste vertrou. Dit is hoekom Dawid dit bid. Dis hoekom hy dit vra. Dis 'n amazing ding. Dink gou daaroor, as jy stres oor jou toekoms, jy worry oor jou toekoms, jy's angstig oor die dag van môre, dan vertrou jy nie dat God die bron is nie. Dat God die een is wat weet wat in jou toekoms gaan gebeur, en dat God die een is wat jou reeds uit jou verlede uitgedra het tot op die punt waar jy nou is. Kom ons vat geld. Meeste van ons stres en is angstig oor ons finansies en oor geld. En sodra ons dit ons wakker hou in die aande en ons senuweeagtig maak, dan wys dit vir ons, dis 'n rooi lig wat wys, ons vertrou nie dat God is die bron van ons lewens nie. Jy sien, God soek my en jou vertroue. Hy soek dit met alles in hom, wil jy moet weet, dat hy is wie hy sê hy is. Hoor wat sê Greg Rochelle, hy sê dit, our fears matter, because ultimately our fears show how we are relying on our own efforts and not trusting our Savior. The truth is, we, you and I and everyone are always inadequate. Dink daaroor, eintlik alles wat ek en jy aanpak, moet ons bang maak. Reg? Want jy is nie altyd die beste en die mooiste en die slimste nie. Jy kan nie altyd alles beheer nie. En dit is dan waar ek saamstem met Paulus as hy in 1 Korintiërs sê, luister, wanneer jy swak is ek sterk. Dis wat God, nee, God sê, ek sterk, wanneer my krag kom in sy volheid, is eintlik die woorde daar, nee? Wanneer jy swak is, wanneer jy agterkom, jy is inadequate om hierdie goeters te hanteer in jou lewe. En Dawid kom en hy bid hier, hy sê, wys dit vir my uit, waar ek u nog nie vertrou nie. Skyn lig daarop. Maar julle, hierdie gebed raak erger, nie beter nie. So, hy raak erger, want dit is moeilik. Ek
staan nie en maak asof dit maklik is nie, dis moeilik. Die tweede ding wat Dawid vra dan in hierdie gebed is ontbloot my sonde. Ontbloot my sonde. Hy sê, kyk of daar, dis die Nuwe Lewende Vertaling wat hierdie sê, hy sê, kyk of daar enige sondige neiging by my is. Dawid, die een wat alles gedoen het in daai stadium van sy lewe om God eer te bring, sê hierdie. Hy sê, see if there is any offensive way in me, sê die Engels. Basies wat hy sê is, hy sê, Here kyk, sien. Nou, as ek een ding weet van sonde, is dit. Ons wil nie hê mense moet dit sien nie. Ons wil nie hê God moet dit sien nie. En die gevaar is, hy kom en hy sê, Here, kyk, sien. En hierdie gaan nie oor mense, dit gaan nie oor die sondes tussen jou en mense nie, dit gaan oor die sondes tussen jou en God. En ek glo dit met my hele hart, dat as jy reg loop met God, as jy reg is met God, dan sal jou verhoudings hier ook reg wees. Ek glo dit met my hele hart. Maar meeste van ons, julle is meesters wanneer dit kom by om ons verkeerde aksies te regverdig. Ons almal is. Ons doen dit so maklik. Jy sien, ons is baie maklik om foute in ander uit te wys en hulle tekortkominge en onsself daarvan te verskoon. Te sê, weet jy wat, dit is omdat ek, nee? Ons doen dit, en dit herinner my net weer aan Jesus, wat sê, haal eers die balk, daar in Matteus 7, nee, haal die balk uit jou eie oog uit, voor jy die klein splintertjie uit iemand anders se oog wil gaan probeer uithaal. Wat sê Jesus daar? Hy sê dit is ongelooflik moeilik vir ons om ons eie foute raak te sien. Dis basies wat hy daar sê. Dis moeilik om te sien wie ons is, en ons het God se hulp nodig om te sien wat hier binne aangaan, want ons kan dit nie noodwendig altyd in die spieël sien nie. Ons kan nie. Nou, ek wil net 3 wenke gee oor hoe begin jy sien wat regtig binne in jou lewe aangaan. Net so 3 vinnige praktiese wenke. Die eerste een is, neem kennis van wat mense vir jou sê. Hierdie is baie belangrik. Neem kennis van wat mense vir jou sê is dit. Die beginsel is dit, as 2 of 3 mense wat naby aan jou is, wat jou liefhet, wat jy vertrou en hulle vertrou jou, vir jou sê, man, jy het 'n probleem, dan het jy 'n probleem. Dan moet jy 10 iets daaraan doen. Okay, wat dit ook al is, luister na wat mense sê. Die tweede een is, neem kennis van jou vermoë om jou verkeerd in jou lewe te rasionaliseer. Neem kennis daarvan. Okay, neem kennis hoe ons dit doen. Jy sien, hoe baie keer ons optredes verdedig. Ons doen dit nogal. Jy weet, ek dink baie keer aan vrouens in hierdie area, en nie omdat ek wil veralgemeen nie, maar dames in die algemeen, nee, sal hierdie ouetjie date wat nie waardig is van haar nie. Of sy sal met hom uitgaan, of sy wil met hom trou, of wat ook al. En dan doen sy al hierdie verkeerd saam met hom, hy haal uit die kerk uit en alles, en in haar kop rasionaliseer sy dat, nee, hy gaan nog tot inkeer kom, ek gaan hom nog by die kerk kry, ek gaan hom nog regmaak. Nee, I'm gonna fix that guy. Nee, wat? Waar het dit al ooit gebeur? Nee, trek haar uit die kerk, trek haar weg van God af. Dit is die verloop van hierdie goed, maar ons het hierdie neiging om ons optredes te verdedig. Ons sê goed soos, ek het nie 'n probleem nie. Ag, die belasting mors in elk geval net my geld. Ek maak niemand seer nie. Ek doen nie dit nie. Hoe meer ons onsself oortuig ons is reg, hoe meer ons onsself probeer cover, en hierdie is 'n baie, baie belangrike woord, cover, want dit is wat ons doen met die verkeerd in ons lewe, ons cover dit. Ons cover dit op. Hoe meer ons dit doen, hoe meer is ek en jy heel waarskynlik in die verkeerd. Derde ding is, sonder God kan ons nooit werklik weet hoe donker ons harte is nie. En dit is hoekom jy hierdie gebed nodig het in jou lewe. Dis hoekom jy hierdie gereeld moet bid in jou lewe. Ek hou van wat hierdie persoon gesê het, en ek weet nie wie dit gesê het nie. Hy sê, you are worse than you think, but you are more loved than you know. Dink gou daaraan. Jy is erger as wat jy regtig dink jy is. Okay? Want meeste van ons se default is, ek is nie so erg nie. Maar dan ook, jy is meer geliefd as wat jy weet. Want weet julle wat, ons kan ook nie glo dat iemand ons kan lief hê nie. Het julle dit al gesien? Ons kan nie glo, iemand kan 'n leek soos ek lief het, net omdat ek is nie. Ons sukkel om dit te glo. En hierdie is so deel daarvan, is so deel van hierdie gebed, dat jy is
Slegter as wat jy dink, jou hart is in 'n baie slegter kondisie as wat jy dink, maar God is ongelooflik lief vir jou en hy wil iets daaraan doen. En dit lei ons dan na die derde gedeelte toe van Dawid se gebed, waar hy sê, Here, skyn lig op my pad. Lei my. Dis die derde ding. Hy sê, lei my op die beproefde pad, skyn die lig en kyk of ek nie op die verkeerde rigting, in die verkeerde rigting op pad is nie. En hier is waar die gebed prakties raak. Hier is waar die gebed gevaarlik raak. Want dis een ding as jy weet wat verkeerd is in jou lewe. Dis een ding om te weet wat maak jou angstig. Dis totaal en al 'n ander ding om iets daaraan te doen. Om iets daaraan te doen. Jy sien, kennis alleen gaan ons nie verander nie. Kennis oor jouself gaan jy nie verander nie. Nee. Iemand moet jou lei. God moet jou lei. Dis wat Dawid hierso bid. Hy sê, God lei my. En weet julle wat? God wil ons lei. Hy wil ons rigting gee. Hy wil my en jou lei, wie ek en jy veronderstel is om te wees. Kom ek sê hierdie en ek glo hierdie met my hele hart. Dit som alles op. God gee meer om oor wie hy word as wat hy vir jou kan doen. Gaan lees die Bybel. Gaan soek redemption. Gaan kyk na reconciliation. Al daai woorde. God gee om wie hy word. Hy gee meer om oor wie hy word as wat hy vir jou kan doen. Dis is hoekom ons moet lei. Jy sien, Dawid sê, Here, lei my, want as ek myself lei, lei ek myself net in die afgrond in. En ons sien dit met tieners, na skool, hulle dalk in 'n moeilike huis groot geword, wat ook al. En dan skielik sê hulle, ek soek vryheid, en dan gaan hulle universiteit en wat doen hulle? Hulle lei hulle hele lewe in 'n afgrond in. Nie almal nie, ek veralgemeen, okay, van julle is regtig great. Maar verstaan julle wat ek sê? Dit is wat baie keer gebeur as ons onsself lei. Ons lei onsself in die afgrond en dit wat goed is vir ons raak later baie sleg vir ons. Hierdie deel van die gebed is om vir God te vra om ons te lei, om iets te doen omtrent ons vrese en ons sondes. En dit is hier waar jy moet stop en luister, want God vra die hele tyd in my en jou lewe hierdie volgende: waar is jy? Waar is jy? Dink jy God weet nie waar jy is nie? Natuurlik weet hy waar jy is. Hy vra, weet jy waar jy is? Waar is jy? God praat en hy soek my en jou. Hy soek ons uit. En ons kan reageer deur om te sê, ek bid hierdie gebed, deursoek my, deurgrond my. Hierdie paar woorde moet nie ligtelik opgeneem word nie. Hierdie is nie die tipe gebed wat jou gaan beter laat voel nie. Hierdie is die tipe gebed, hierdie klein en kort en klein kragtige gebedjie, is 'n siel reinigende, hartsherstellende ewigheidsgebed van God, lei my lewe. Lei my, want ek kan nie dit self doen. En die vraag is jy bereid om God te volg deur jou vrese, deur jou sondes, om enigiets in jou vermoë te doen, om uit dit uit te kom? Is jy bereid om dit te doen? Ek hou van wat hierdie ou sê, hy sê, ons grootste behoeftes word ons grootste gawe as dit ons lei om op Jesus staat te maak. Luister na dit. Ons grootste behoeftes, dit wat ons honger maak, dit wat ons graag wil hê, word die grootste gawe as dit jou lei na Christus toe, om op hom staat te maak. Is jy moeg vir vervelige, veilige gebede? Is jy moeg om in die kerk te sit en net vet van geloof te wees, terwyl die wêreld sterf daar buite vir 'n bietjie van wat jy Sondag beleef? Is jy dalk honger vir meer? Jy sit dalk hier en jy is honger vir meer. Is jy reg om gehoorsaam te wees, want tot nou toe het jou hart jou in die steek gelaat en jou net in die moeilikheid gebring. Is jy reg om iets daaraan te doen? Dan is die uitdaging, begin reis in die diep waters van kommunikasie met God. Jy kruip weg, hy soek jou. Jy sê, ek is te vuil, hy kom, hy maak jou skoon. Jy sê, ek is te stikkend, Here, en hy kom en hy maak jou heel. Dis wie God is. En dit is hoekom ek baie keer sê, as jy nie God se hand in jou lewe sien nie, want dit gaan moeilik, vertrou sy hart, want dit is wie hy is. Sy liefde en sy genade wil jou vry maak.
Jy moet nie net hierdie gebed bid nie, jy moet reageer daarop. Omhels jou diepste behoeftes en laat dit jou dryf na Christus toe. Hoe omhels jy jou diepste behoeftes? Jy omhels dit, want jy weet, as dit vir jou op die lappe kom, lei dit jou na vrymaak in Christus toe. Laat my dink aan sonde. Iemand het eendag gesê ietsie baie cool oor sonde. Hy sê jy moet jou sonde omhels en jy moet dit laat gaan. Nou, omhels jou sonde. Wat hy daarmee bedoel is, omhels dit, vat verantwoordelikheid vir jou sonde, maar weet ook, God verwyder dit so ver as die ooste is van die weste. Dis wie God is. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat U ons soek. U soek my. U soek my hart. Here, en U doen alles in menslike geskiedenis moontlik. Wat U moontlik kan doen om ons vryheid te behou en ons harte te wen. Here, ons harte neig soveel keer na die duister en ons sit met vrese en sondes en aaklige goed in ons lewens en ons bly op daai plek. Terwyl hierdie gevaarlike gebed sê, deurgrond my, deursoek my Here, wys vir my onrus, wys vir my sonde en sit my op die regte pad. Here, ek bid vir elkeen hier vanoggend wat nog wegkruip. Help ons om uit te kom in die lig. Want in die lig is daar vryheid. In die lig hoef ons niks meer op te cover nie. In die lig wys ons is kwesbaar. En ons is deursigtig. Ons het U nodig, Here. Ons het U aanspreeklikheid in ons lewens nodig. My gebed is vanoggend, Here, dat ons in ons stilte tye, in die tye wat ons in geheime tyd met U sal spandeer, en dan wanneer die versoekings kom om bang te word, of die versoeking kom in die vorm van 'n sonde, dat ons sal sê, hier is 'n geleentheid om staat te maak op Christus. Want deur U Gees kan ons dit doen. Om te lewe in die Heilige Gees is om te sê, ek kies God, nie omdat ek moet nie, maar omdat ek so graag wil. Ek wil soos Dawid wees en alles in my vermoë doen om God gelukkig te maak. En God te eer met my lewe. Here, ek dank U vir hierdie harde woorde. Ek dank U vir hierdie gevaarlike gebede wat ons uitdaag, wat die harde grond van ons hart kom losskit, sodat U iets nuuts kan doen daar binne, Here. Dat U lewe weer vir hierdie harte kan gee. Kom ons sit net so vir 'n oomblik in stilte. Kom ons reflekteer net vir so 'n oomblik. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my
Here, mag U ons harte vul met U teenwoordigheid. En ons dankie vir wie U is, Here. Ons dankie vir U grootheid in ons lewens en in ons harte, Here, dat die grootste wonderwerk wat U kan doen, is om 'n hart te verander. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Begin my net so oomblik, kan ek net van my kant af jou aanmoedig om vandag in hierdie week met hierdie gebed so bietjie te journey en toe te laat, dat die Here ook jou hart ondersoek, en kom ons laat toe dat die Here dit wat ons gehoor het, deel van ons lewens maak. Sondaande vir die maand van gebed is 'n tyd waar ons so bietjie prakties kyk na die woord van die Here en dit bietjie prakties toepas en tyd van aanbidding skep. Jy mis groot uit as jy nie sondaande kom nie. Ek wil jou regtig nooi vir vanaand. Gaan 'n wonderlike geleentheid ook in die teenwoordigheid van die Here wees. En ek dink as jy dit wat jy gehoor het vanoggend amper vra, sê ja Here, ek wil, maar ek weet nie hoe nie, kom vanaand. Het gaan nog meer prakties is vanoggend wees om jou te help en jou te lei op daai journey. Vir die van u wat deelgeneem het aan ons gebedsketting gister en eergister, baie dankie dat u deelgeneem het, baie dankie dat u deel daarvan was. Ek hoop dit was vir u ook so 'n besonderse tyd soos wat dit vir ons was, vir my was en vir 'n klomp ander ouens. Ek glo dit was vir u 'n goeie tyd maar dis nou nie te sê omdat ons nou vas in gebed gehad gister eergister moet nou ophou bid nie. Onthou, hierdie maand is 'n maand van gebed, so hou asseblief aan, spandeer ekstra tyd in gebed en glo dat jy werklik baie uit dit uit sal kry, ook in hierdie tyd van gebed. Ons is die Here dankbaar vir oggend. Ek sien Ellen sit daar. Ellen, ons harte is bly om jou te sien. Is deur 'n baie moeilike tyd. Hy moes operasie ondergaan, 'n pas ongeheer kry en so aan. So ons is dankbaar dat die Here pastoor Ellen aangeraak het en dat hy weer op die bene is en ons vertrou vir volkome genesing. Soos wat ons ook vertrou vir Simonay vanoggend wat geopereer is, in die hospitaal is en ons vertrou dat die Here vir haar ook volmaak gesond gaan maak. Ek weet daar's reeds 'n klomp gebede wat vir haar uitgegaan het. Net so 2 vinnige ander sake. Ons gaan 'n kursus aanbied wat ons noem Grief Share, wat mense deur die proses van rou gaan help. Ons glo dit gaan vir baie mense baie beteken. Daar's 'n klomp mense wat dit bitter nodig het in hierdie tyd, maar ons het ook mense nodig wat help met die fasilitering daarvan. Daar's 'n wonderlike program, video's wat die ouens kyk en 'n proses wat die ouens deurgaan. Jy hoef nie te bekommerd te wees oor die proses nie, maar ons het mense nodig as fasiliteerders om net so 'n bietjie te help om die aande aan te bied. Ons kort nog 'n paar mense, so as die Here op jou hart lê, hier's vir jou geleentheid om bietjie weg te beweeg net van jouself af na iets groters, om ook daai vraag te vra, Here, hoe kan ek die koninkryk dien? Dis 'n manier om dit te doen. So kom praat met my, gee jou naam by die kerkkantoor op. En dan net 'n laaste saak, ons sluit hierdie maand van gebed af met 'n gesamentlike gebedsbyeenkoms 27 Februarie, Sondag aand 6:30. Ek is regtig oorweldig deur die reaksie wat ek gekry het. Ek het 'n klompie van die leiers gebel van ons dorp, van ander kerke en goed. En op hierdie stadium is daar reeds 11 gemeentes wat commit het om saam met ons bymekaar te kom. En ek dink daar gaan nog bykom. So ek dink dit gaan 'n great aand wees in die teenwoordigheid van die Here. Maak seker jy mis dit nie. 6:30 die 27ste Februarie. Baie dankie dat jy was. Dankie vir getroue bydraes ook. Daar is 'n geleentheid by die deur om die offergawes daarin te gooi. Baie dankie vir elkeen wat ook bly gee en dit wat ons doen, die koninkryk en dit wat ons doen bly moontlik maak. Baie dankie daarvoor. Daar is ook tee en sap en vir die ouens wat nog bietjie battle met die donker harte, is daar koffie ook. Baie dankie. Here seën.